In ons vorige gesprek het ons die sluier gelig oor die wil van God. Ons het die eerste deel van daardie misterie ontrafel. Maar vandag gaan ons 'n bietjie dieper. Ons beweeg na die ander kant van die waarheid. Die deel waar God se soewereine wil vervleg met die raaisel van jou eie vrye wil. Onthou julle wat ons vasgelê het? Dat God se wil nie net 'n woord is nie, maar volgens definisie sy dekreet. Dit is sy diepste begeerte. Ons het gekyk na wat hy spesifiek in die skrif vir jou vra. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Dit is sy wil, jou heiligmaking, om jou afgesonder te hê vir hom. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Dat jy in alles dankbaar sal wees. Dit is 'n bevel. 1 Petrus 2 vers 15. Dat jy goed sal doen, want dit maak die dwaase stil. Dit is die pilare van sy wil, die een kant van die munt. Ons het in die vorige gesprek afgesluit met die uiteindelike waarheid. God se wil is nie 'n las nie. Dit is die brug sodat jy ewiglik, onafgebroke, saam met hom sal leef. En daarom, omdat dit so belangrik is, gaan ek nou vir jou iets gee wat jy moet lees. Johannes 3. God wil nie dat jou siel verlore gaan nie. God wil elke siel red. Maar daar is iets wat soos 'n skaduwee in jou pad kan staan. En dit bring ons by die tweede deel van God se wil. Sy soewereine wil. Ek het vroeër liggies hier aangeraak, maar kom ons onderskei gou. Dit beteken dat sy heilige plan uitgevoer sal word, maak nie saak wat nie, of wie wat doen nie. Hoe God kies vooruit wie hemel toe gaan en wie hel toe gaan. Nee, kom ons lees die waarheid, hoe dit daar staan. Johannes 3 vers 14 tot 15. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sien jy dit? Elkeen wat in hom glo. Kom ons kyk vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Maar is God dan nie lief vir almal nie? Natuurlik is hy. Ons lees verder in 1 Timoteus 2, maar kom ons lees eers aan, vers 17 tot 18. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Wat die skrif hier sê is, God se liefde is vir almal, dis onbeperk. Hy kan die hele wêreld red, maar dan moet hulle hom erken. Selfs in 1 Timoteus 2 sien ons, God se wil is dat elke siel gered word, maar vir dit om te gebeur, moes iets gebeur. Hy moes die seun gestuur het as losprys. Hoekom? Onthou ek het gesê, God wil jou nie verlore laat gaan nie, maar iets staan in jou pad. Dit bring ons nou by die hart van die saak, die kritiese punt. Jou eie vrye wil. Kom ek sit net gou alles agter mekaar, sodat jy die prent kan sien. Volgens Efesiërs 5 vers 17 sê God vir ons, wees nie onverstandig nie, maar verstaan wat sy wil is. So om te verstaan wat sy wil is, moet ons weet daar's twee kante. Twee kante wat moet saamwerk. Sy soewereine wil, hierdie kan 'n mens sê is die bigger picture. God se onwrikbare plan, wat uitgevoer sal word, ongeag die storms van die mensdom. Wat is die uiteindelike voorbeeld hiervan? Christus aan die kruis. Dit was God se vasgestelde plan, dat die mense deur hom gered sou word.
God het dit so bepaal, dat die mens deur Christus gered sal word. Maar nou vir dit om te gebeur dat die mens gered kan word, kom sy voorskrifte. En dit is die tweede kant, sy voorgeskrewe wil, sy instruksie vir jou lewe, jou heiligmaking, jou dankbaarheid in alles, jou dade wat moet goed wees. En jy kan besluit om deel te wees daarvan, van daardie voorskrifte, of nie, want jy het vrye wil om te kies. Volgens Johannes 3 is sy wil, elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Kyk mooi na Johannes 3. God se wil is dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Daarom het hy sy seun gestuur as verlosser en middelaar. Maar God fors hom nie self op jou af nie. Hy dwing nie. Hy vra eenvoudig, kies die lewe. As jy reg kies, glo jy. Jy word deel van daardie plan waar jy die ewige saam met hom gaan leef. Maar as jy nie die lewe kies nie, as jy nie die lig of die Here wil erken nie, dan het jy ook self gekies. Jy kies om jouself onder daardie veroordeling te plaas. God kan elke siel red, maar die voorwaarde is dat elkeen hom ook moet kies. Dit is die ding van vrye wil. Dit is 'n tweesnydende swaard. Hy het 'n voordeel, kies reg en geniet God se belofte. Kies verkeerd en jy dra die gevolge van daardie keuse. Omdat die mens vrye wil het, kan hy kies. Ek loop links of ek loop regs. Jy is nie net 'n puppet wat beheer word nie, of 'n robot wat met 'n remote control word nie. God laat jou toe om 'n keuse te maak, om te dink vir jouself. Hy wil hê jy moet hom kies uit jou eie uit. Dink gou 'n bietjie mooi. Wat is lekkerder? Wat is beter? Wanneer iemand by jou is omdat hulle gedwing word, of omdat hulle uit hulle eie bewegings kies dat daar nêrens anders is waar hulle eerder wil wees nie. Dit is presies wat God van jou vra. Maar wees waaksaam, want daar is nog 'n speler, 'n teenstander in hierdie verhaal. Die duiwel. En hy speel sy eie rol. Hy beïnvloed, hy manipuleer, hy fluister. Hy maak dat die wêreld om jou glinster en laat dit aanloklik lyk. Hy laat die kortpad na die verderf lyk na 'n gerieflike roete. Die duiwel het duisende slaggate uitgedink om jou te beïnvloed en jou te verblind. Moet hom nie 'n gap gee nie. Hy is die meester van illusie. Hy laat jou glo dat sy plan in werklikheid jou eie idee is. Hy is die uiteindelike copycat, die groot verleidster. Alles wat God doen, probeer hy naboots. Die Here is op die troon, dan moet die vyand probeer vir hom ook 'n troon bou. Die Here het engele, dan moet hy engele ook roof van die Here af. Die Here is die skepper. Hy oortuig jou dan dat jy die skepper is, dat jy jou eie God is. Jy kan skep. I create my own universe and reality. Dit is alles 'n skynvertoning, 'n leuen. Eintlik is hy soos hy irriterende klein boetie. Die enetjie wat alles wil probeer doen wat sy ou boet doen. Hy probeer hom naboots, maar hy kry dit ook nooit heeltemal reg nie. Dis snaaks as jy daaraan dink. Hy probeer so hard om soos God te wees, maar al wat hy reg kry is om die knock-off weergawe van die werklike te verkoop. Maar let mooi op. Die oomblik wanneer jy in jou vrye wil kies om God werklik te volg en hom met alles in jou lief te hê, gebeur daar iets wonderlik. Jy val bloot onder sy wil in. Of dit nou goed gaan, of die lewe vir jou vir 'n oomblik swaar voel, jy is veilig. Jy is deel van sy uitverkore volk.
Jy is gered, want jy het begin verstaan wat sy wil werklik is. Sien julle nou die prentjie? Daar is sy soewereine wil, die plan wat verseker uitgevoer word, ongeag wie wat doen, en daar is sy voorgeskrewe wil. Jou daaglikse keuse om te leef in heiligheid, in opregte dankbaarheid, omdat jou hart weet, ek wil ewig saam met hom wees. Maar onthou, dit is jou vrye wil. God gee jou die opsie om deel te wees van sy plan of nie. Jy moet kies. En die duiwel, hy is die groot verleier, wat alles in sy vermoë doen, om te verseker dat jy God nie kies nie. Hy wil jou fokus steel. Daarom is die uiteindelike oorwinning eenvoudig. Jy fokus meer op God en wat hy wil hê, as wat jy wil hê. Dit is nie net 'n keuse nie, dit is jou lewe.